Paulus en die Jerusalem Apostels, deel 3.1. 'n skriftuurlike ondersoek na die verhouding tussen Paulus en die oorspronklike apostels. In hierdie deel gaan ons die belangrike vraag behandel, naamlik, het Petrus, Jakobus en Johannes Paulus aanvaar? Een van die mees algemene argumente wat deur kritici van die apostel Paulus aangevoer word, is dat sy bediening onafhanklik van die oorspronklike apostels ontstaan het en uiteindelik in botsing met hulle gekom het. Volgens hierdie beskouing het Paulus nie bloot sekere leerstellige verskille gehad nie, maar sou hy 'n heeltemal ander evangelie verkondig het as die wat Joshua aan sy 12 disippels toevertrou het. Sommiges beweer selfs dat daar in die eerste eeu 2 afsonderlike bewegings bestaan het. Aan die een kant die Jerusalem gemeente onder leiding van Petrus, Jakobus en Johannes, en aan die ander kant 'n sogenaamde Pauliniese Christendom wat later die oorhand gekry het. Hierdie bewering vorm een van die hoekstene van die moderne anti-Paulus beweging. Indien dit waar sou wees, sou dit verrykende gevolge hê. Dit sou beteken dat 'n groot gedeelte van die Nuwe Testament geskryf was deur iemand wat nooit werklik deur die oorspronklike apostels erken is nie. Dit sou ook beteken dat die vroeë gemeente of mislei was, of doelbewus toegelaat het dat 'n valse apostel vir jare lank onder hulle werk, sonder om hom openlik te veroordeel. Maar is dit werklik die beeld wat die skrif self gee? Wanneer al die beskikbare gegevens sorgvuldig saamgelees word, ontstaan 'n heel ander prentjie. Die boek Handelinge, Paulus se eie briewe en selfs Petrus se tweede brief getuig van 'n verhouding wat wel uitdagings en spanning geken het, maar wat terselfdertyd gekenmerk was deur wederwysige erkenning, gemeenskap en 'n gedeelde roeping in diens van dieselfde Messias. Dit is belangrik om reeds aan die begin 'n metodologiese beginsel vas te lê. In historiese ondersoek behoort geen enkele teks geïsoleer van die res van die getuienis geïnterpreteer te word nie. Die mees betroubare gevolgtrekking ontstaan wanneer alle relevante skrifgedeeltes in hulle literêre, historiese en teologiese konteks saam oorweeg word. Hierdie beginsel is nie bloot 'n akademiese metode nie. Dit stem ooreen met die skriftuurlike beginsel dat 'n saak deur 2 of 3 getuies bevestig behoort te word. Sien byvoorbeeld Deuteronomium 19 vers 15, Matteus 18 vers 16 en 2 Korintiërs 13 vers 1. Juis daarom is hierdie onderwerp so belangrik. Ons beskik nie oor een enkele getuienis oor Paulus se verhouding met die Jerusalem apostels nie, maar oor verskeie onafhanklike getuienisse, naamlik Lukas se historiese beskrywing in Handelinge, Paulus se eie autobiografiese gegevens in Galasiërs, die besluit van die Jerusalem vergadering in Handelinge 15, Petrus se latere getuienis in 2 Petrus 3 en die afwesigheid van enige skriftuurlike veroordeling deur Jakobus of Johannes. Die vraag is dus nie bloot wat het Paulus van homself gesê nie. Die werklike vraag is, wat het die ander apostels van Paulus gesê? Hierdie onderskeid is van deurslaggewende belang. Enige persoon kan aanspraak maak op 'n goddelike roeping. Die ware toets lê egter daarin of daardie roeping deur die bestaande getuienis van Elohim bevestig word. In die geval van Paulus is dit juis die oorspronklike apostels, die manne wat persoonlik deur Joshua die gesalfde een geroep was, wat uiteindelik Paulus se bediening moes beoordeel. Hierdie deel gaan daarom nie hoofsaaklik oor Paulus nie. Dit gaan oor Barnabas,
dit gaan oor Petrus, dit gaan oor Jakobus, dit gaan oor Johannes, dit gaan oor die Jerusalem gemeente. En uiteindelik gaan dit oor die vraag of hierdie getuies wat die naaste aan Yeshua gestaan het, Paulus as 'n ware medewerker van die evangelie erken het, of hom as 'n bedrieër ontmasker het. Die historiese agtergrond. Om die verhouding tussen Paulus en die Jerusalem apostels reg te verstaan, moet ons eers die wêreld verstaan waarin hierdie gebeure plaasgevind het. Baie moderne lesers lees Handelinge en Galasiërs asof dit in 'n kerkverband afspeel wat reeds goed gevestig was. In werklikheid was die gemeente van Yeshua in die eerste jare nog 'n relatief klein beweging binne Judaïsme. Na Yeshua se hemelvaart het die sentrum van die gemeente nie in Antiochië, Efese of Rome gelê nie, maar in Jerusalem. Daar het die apostels gewoon. Daar het die uitstorting van die afgesonderde gees op Shavuot, oftewel Pinkster, plaasgevind, sien Handelinge 2. Daar het duisende Judeërs tot geloof in die Messias gekom. Daar was die eerste leerstellige vrae behandel, en daar het die apostels as ooggetuies van Yeshua se bediening opgetree. Die Jerusalem gemeente het daarom 'n besondere gesag geniet. Dit beteken nie dat hulle onfeilbaar was nie, maar hulle was die eerste getuies van Yeshua se aardse bediening, sy dood, sy opstanding en sy hemelvaart. Wanneer nuwe leraars of nuwe bedieninge ontstaan het, was dit natuurlik dat gelowiges wou weet hoe die apostels daaroor oordeel. Hierdie historiese feit maak die anti-Paulus teorie onmiddellik moeiliker. Indien Paulus werklik 'n valse apostel was, sou die mees logiese plek waar hy ontmasker sou word, juis Jerusalem wees. Daar was mense wat Yeshua persoonlik geken het. Daar was die 12 apostels. Daar was Jakobus, die broer van Yeshua. Daar was die ouderlinge van die gemeente. Daar was honderde ooggetuies van die opstanding. Met ander woorde, Paulus kon nie eenvoudig 'n nuwe leer uitdink en verwag dat niemand dit sou opmerk nie. Sy aansprake sou noodwendig gemeet word aan die getuienis van die manne wat saam met Yeshua geleef het. Hierdie historiese konteks word dikwels onderskat. Wanneer Paulus byvoorbeeld in Galasiërs sy onafhanklike roeping verdedig, doen hy dit nie omdat hy die apostels verwerp nie, maar omdat sekere mense beweer het dat sy gesag afhanklik was van menslike goedkeuring. Paulus antwoord dat sy apostelskap uiteindelik van Yeshua self kom. Tog beteken dit geensins dat hy hom van die Jerusalem gemeente losmaak nie. Inteendeel, soos ons later sal sien, gaan hy juis na Jerusalem om die apostels te ontmoet, sy bediening met hulle te bespreek en seker te maak dat daar eenheid in die verkondiging van die evangelie bestaan. Hierdie onderskeid is belangrik. Onafhanklike roeping beteken nie onafhanklike evangelie nie. Ek herhaal dit weer. Onafhanklike roeping beteken nie onafhanklike evangelie nie. 'n Profeet kon direk deur Elohim geroep word sonder dat sy boodskap van ander profete afgelei was. Maar daardie boodskap moes steeds ooreenstem met die openbaring wat Elohim reeds gegee het. Dieselfde beginsel geld vir Paulus. Hy beweer dat sy roeping direk van Yeshua afkomstig was, maar sy leer word voortdurend aan die skrifte en aan die getuienis van die ander apostels gemeet. Voordat ons dus Galasiërs 1 of Handelinge 9 lees, behoort ons reeds hierdie vraag in gedagte te hou. As Paulus werklik 'n gevaarlike dwaalleraar was, waarom het hy nie Jerusalem vermy nie? Waarom sou iemand wat doelbewus 'n nuwe godsdiens wou vestig, homself blootstel
aan ondersoek deur die mense wat hom die maklikste kon weerlê? Die antwoord op hierdie vraag begin reeds lig werp op die aard van Paulus se bediening. Die kronologie van Paulus se eerste jare na sy bekering. Een van die redes waarom soveel verwarring rondom Paulus ontstaan, is dat lesers dikwels die boek Handelinge en die brief aan die Galasiërs lees, asof hulle mekaar weerspreek. In werklikheid vul hierdie twee boeke mekaar aan. Lukas beskryf die geskiedenis vanuit die oogpunt van 'n historikus, terwyl Paulus in Galasiërs sekere besonderhede uitlig, omdat hy sy apostelskap teen spesifieke beskuldigings verdedig. Wanneer albei bronne saamgelees word, ontstaan 'n duidelike tydlyn wat nie alleen Paulus se bewegings verduidelik nie, maar ook sy verhouding met die Jerusalem gemeente. Die belang van 'n kronologiese benadering. Voordat ons die gebeure ondersoek, is dit belangrik om te verstaan waarom kronologie saak maak. Baie anti-Paulus argumente is gebaseer op die aanname dat Paulus homself doelbewus van die oorspronklike apostels afgesonder het. Die redenasie verloop dikwels soos volg. Paulus het sy eie openbarings ontvang, hy het nie sy leer aan die apostels onderwerp nie, daarom het hy onafhanklik van hulle opgetree, dus het hy waarskynlik 'n ander evangelie verkondig. Hierdie argument klink op die oor af logies. Die probleem is egter dat dit nie die volle getuienis van die skrif in ag neem nie. Die skrif leer nie dat Paulus die apostels vermy het nie. Dit leer eerder dat daar 'n bepaalde tydsverloop was voordat hy Jerusalem besoek het, en dat hierdie tydsverloop self deel van Elohim se plan was. Die bekering, die begin van alles. Die beginpunt is natuurlik die gebeurtenis op die Damaskuspad. Handelinge 9 beskryf hoe Shaul, Paulus, op pad was om gelowiges te arresteer, toe Yeshua self aan hom verskyn. Hierdie gebeurtenis was reeds breedvoerig in deel 2 behandel. Vir hierdie deel is een waarheid egter van kardinale belang. Paulus begin nie sy bediening omdat iemand hom oplei of aanstel nie. Hy begin omdat Yeshua self hom roep. Dit beteken egter nie dat Paulus nou onafhanklik van die liggaam van gelowiges sou funksioneer nie. Inteendeel, reeds in Handelinge 9 sien ons hoe Yeshua doelbewus vir Ananias stuur om Shaul te ontvang. Hierdie beginsel is opvallend. Alhoewel Yeshua persoonlik aan Shaul verskyn het, kies hy steeds om 'n bestaande disipel te gebruik om Shaul in die gemeente in te lei. Waarom? Omdat Elohim dikwels individue roep, maar hulle binne sy bestaande volk plaas. Die patroon kom reg deur die skrif voor. Voorbeelde: Moses ontvang sy roeping alleen by die brandende bos, Eksodus 3 vers 1 tot 12 en Eksodus 4 vers 1 tot 17. Samuel hoor Elohim se stem in die tabernakel, 1 Samuel 3 vers 1 tot 21. Jesaja ontvang sy visioen in die tempel, Jesaja 6 vers 1 tot 13. Esegiel ontvang sy roeping by die Keba rivier, Esegiel 1 vers 1 tot 3, 2 vers 1 tot 7 en 3 vers 1 tot 11. Maar elkeen van hulle word uiteindelik deel van Elohim se volk en sy werk onder sy volk, so ook Paulus. Waarom gaan Paulus nie onmiddellik na Jerusalem nie? Hier begin een van die belangrikste gedeeltes van die debat. Paulus skryf in Galasiërs 1 vers 17, en ek het ook nie na Jerusalem opgegaan na die wat voor my apostels was nie, maar na Arabië vertrek en weer na Damaskus teruggekeer. Sommige kritici lees hierdie vers as bewys dat Paulus niks met die apostels te doen wou hê nie.
Maar is dit werklik wat Paulus sê? Glad nie. Om hierdie teks te verstaan, moet ons eers onthou waarom Paulus Galasiërs skryf. Hy antwoord mense wat beweer het dat sy evangelie bloot tweedehandse inligting van mense was. Sy antwoord is: nee, ek het nie my evangelie by mense geleer nie. Ek het dit deur openbaring van Yeshua Messias ontvang. Sien Galasiërs 1 vers 11 tot 12. Let mooi op. Paulus probeer nie bewys dat hy teen die apostels was nie. Hy probeer bewys dat sy apostelskap nie deur mense geskep was nie. Dit is twee heeltemal verskillende sake. Waarom Arabië? Die skrif vertel nie presies wat Paulus gedurende sy tyd in Arabië gedoen het nie. Verskeie moontlikhede was al deur skrifverklaarders voorgestel. Sommige meen hy het daar begin preek, ander meen hy het tyd in afsondering deurgebring. Nog ander meen hy het die skrifte in die lig van die Messias begin heroorweeg. Die skrif sê eenvoudig nie, en daarom behoort ons ook nie verder te spekuleer as wat die skrif self toelaat nie. Wat ons wel weet, is dat hierdie tydperk belangrik genoeg was dat Paulus dit spesifiek noem. Dit dui daarop dat sy eerste jare as gelowige nie bloot 'n onmiddellike openbare bediening was nie. Daar was voorbereiding, daar was nadenke, daar was geestelike groei. Hier sien ons weer 'n patroon wat dikwels in die skrif voorkom. Moses bring 40 jaar in Midian deur voordat hy Israel lei. Dawid word lank voorberei voordat hy koning word. Elia gaan na die spruit Krit en daarna na Sarfat. Yeshua self bring 40 dae in die woestyn deur voordat sy openbare bediening begin. Waarom sou dit vreemd wees dat Paulus ook 'n tyd van voorbereiding gehad het? Die eerste besoek aan Jerusalem. Nou kom ons by Galasiërs 1 vers 18. Hier lees ons: vervolgens, 3 jaar daarna, het ek na Jerusalem opgegaan om met Kefa kennis te maak en 15 dae by hom gebly. Hierdie enkele vers bevat merkwaardige besonderhede. Eerstens merk ons op dat Paulus uiteindelik wel Jerusalem besoek. Hy vermy nie Jerusalem nie. Hy vlug nie van Jerusalem af weg nie. Hy gaan doelbewus daarheen. Tweedens sê Paulus presies waarom hy gegaan het. Hy wou Kefa Petrus besoek. Die Griekse werkwoord historio wat hier gebruik word, beteken veel meer as 'n toevallige besoek. Dit dra die gedagte van persoonlike kennismaking, deeglike gesprek en noukeurige ondervraging. Paulus gaan dus doelbewus na Petrus. As Paulus besig was om 'n nuwe godsdienst te begin wat teen Petrus se leer ingegaan het, sou dit 'n uiters vreemde besluit wees. Inteendeel, die mees natuurlike optrede vir 'n bedrieër sou wees om die mense te vermy wat sy aansprake eerstehands kon toets. Maar Paulus doen presies die teenoorgestelde. Hy soek Petrus op. Waarom Petrus? Hier ontstaan 'n belangrike vraag. Waarom noem Paulus spesifiek Petrus? Waarom nie bloot die apostels nie? Die antwoord lê waarskynlik in Petrus se besondere rol. Petrus was een van Yeshua se naaste disippels. Hy was teenwoordig by die verheerliking op die berg. Hy was ooggetuie van Yeshua se bediening. Hy was een van die eerste getuies van die leë graf. Hy was die woordvoerder van die apostels op Pinksterdag of Shavuot. Indien iemand Paulus se getuienis deeglik kon ondersoek, was dit Petrus. Hierdie ontmoeting kry dus groot historiese betekenis. Dit wys dat Paulus geen vrees gehad het om sy getuienis langs die van Petrus te plaas nie. Jakobus verskyn ook. Paulus voeg nog 'n besonderheid by. Hy sê,
en ek het niemand anders van die apostels gesien nie, behalwe Jakob, die broer van die meester. Galasiërs 1 vers 19. Hierdie vers word dikwels oor die hoof gesien, maar dit is uiters belangrik. Jakobus was teen hierdie tyd waarskynlik reeds die leidende figuur van die Jerusalem gemeente. Ons sien dit later duidelik in Handelinge 15. Met ander woorde, gedurende hierdie eerste besoek ontmoet Paulus die twee invloedrykste leiers van die gemeente, Petrus en Jakobus. Dit is moeilik om hierdie feit met die anti-Paulus teorie te versoen. Indien Paulus werklik 'n dwaalleraar was, waarom noem hy hierdie ontmoeting so openlik? Waarom skryf hy self daarvan aan die Galasiërs? Die antwoord is eenvoudig, omdat hierdie ontmoeting sy saak versterk, eerder as verswak. Paulus beklemtoon sy eerlikheid. Direk na hierdie beskrywing voeg Paulus 'n buitengewone verklaring by in Galasiërs 1 vers 20. En wat ek julle skryf, voor die aangesig van Elohim, ek lieg nie. Dit is 'n ernstige eedformule. Paulus roep Elohim as getuie aan. Waarom? Omdat die feite belangrik is. Hy weet sy teenstanders probeer sy geskiedenis verdraai. Daarom gee hy presiese besonderhede, wanneer hy gegaan het, wie hy ontmoet het en hoe lank hy daar gebly het. Dit is nie die taal van iemand wat probeer wegsteek nie. Inteendeel, dit is die taal van iemand wat sy geskiedenis oop en toetsbaar maak. Lukas en Paulus, twee vertellings, een geskiedenis. Nou kom ons by 'n vraag wat dikwels deur skeptici gevra word, naamlik, waarom vertel Lukas die verhaal anders as Paulus? Die antwoord is eenvoudig, omdat hulle verskillende doelwitte het. Lukas skryf 'n historiese narratief. Hy vertel hoe die evangelie van Jerusalem na Rome versprei het. Paulus skryf 'n verdedigingsbrief. Hy fokus op daardie besonderhede wat sy apostelskap verduidelik. Dit is presies dieselfde beginsel wat ons by die 4 evangelies sien. Matteus, Markus, Lukas en Johannes vertel dieselfde geskiedenis, maar beklemtoon verskillende besonderhede. Niemand beskou dit as teenstrydighede nie. Inteendeel, dit is juis wat onafhanklike getuies doen. Onafhanklike getuies gebruik nie identiese woorde nie. Hulle vertel dieselfde gebeurtenis vanuit verskillende perspektiewe. Dieselfde geld vir Handelinge en Galasiërs. Wanneer hulle saamgelees word, vul hulle mekaar aan en vorm hulle 'n veel vollediger prentjie as wat enige een van die twee alleen sou kon bied. Tot dusver het die skrif 'n verrassende beeld geskets. Paulus tree nie op soos iemand wat homself van die oorspronklike apostels probeer losmaak nie. Hy soek hulle doelbewus op, bring tyd saam met Petrus deur en ontmoet Jakobus. Sy eie getuienis en Lukas se geskiedskrywing beweeg in dieselfde rigting. Daar is geen aanduiding van 'n geheime breuk of 'n tweede evangelie in hierdie vroeë stadium nie. Die eerste ontmoeting met die Jerusalem gemeente. Tot dusver het ons hoofsaaklik Paulus se eie getuienis in Galasiërs ondersoek. Nou verskuif ons na Lukas se geskiedkundige weergawe in Handelinge 9. Dit is van besondere belang, want Lukas beskryf die gebeure vanuit die perspektief van die vroeë gemeente eerder as vanuit Paulus se eie verdediging. Wanneer hierdie twee getuienisse langs mekaar geplaas word, versterk hulle mekaar merkwaardig. Handelinge 9 vertel dat Shaul na sy bekering vir 'n tyd in Damaskus gebly het, waar hy onmiddellik begin het om Yeshua as die seun van Elohim te verkondig, Handelinge 9 vers 20. Sy prediking het so kragtig geword, dat die Jode uiteindelik besluit het om hom dood te maak, Handelinge 9 vers 23. Reeds hier sien ons die eerste groot ironie van Paulus se lewe.
Die man wat voorheen gelowiges wou doodmaak, moet nou self vlug omdat hierdie keer sy eie lewe bedreig word. Hierdie verandering is moeilik om te verklaar as blote opportunisme. Paulus het niks gewen deur sy bekering nie. Inteendeel, hy verloor sy vorige status, sy veiligheid en uiteindelik sy vryheid. Waarom was die disippels bang? Wanneer Shaul uiteindelik Jerusalem bereik, lees ons die volgende in Handelinge 9 vers 26. En toe Shaul in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die disippels aan te sluit, maar almal was bang vir hom, omdat hulle nie geglo het dat hy 'n disipel was nie. Hierdie vers is buitengewoon belangrik. Baie mense lees vinnig daaroor, maar dit bevat een van die sterkste argumente teen die idee dat Paulus maklik deur die gemeente aanvaar was. Die disippels vertrou hom nie, hulle aanvaar nie sommer sy getuienis nie, hulle glo nie onmiddellik sy bekering nie, hulle tree juis op soos 'n mens sou verwag van 'n gemeente wat waaksaam is teen misleiding. Hierdie reaksie openbaar iets van die karakter van die vroeë gemeente. Hulle was nie goedgelowig nie, hulle het nie elke nuwe prediker onmiddellik aanvaar nie, hulle het onthou wie Shaul was, hulle het geweet hoe hy gelowiges vervolg het, hulle het rede gehad om te wonder of hierdie dalk 'n lokval was. Hierdie wantroue was nie 'n teken van ongeloof nie, dit was 'n teken van geestelike onderskeiding. Waarom hierdie reaksie belangrik is? Hierdie gebeurtenis skep onmiddellik 'n ernstige probleem vir die anti-Paulus teorie. Waarom? Omdat dit wys dat die gemeente nie maklik mislei kon word nie. Indien Lukas wou hê ons moes glo dat almal Paulus onmiddellik omhels het, sou hy eenvoudig geskryf het, die disippels het hom met oop arms ontvang. Maar hy doen presies die teenoorgestelde. Hy vertel van hulle twyfel, hy vertel van hulle vrees, hy vertel dat hulle hom nie geglo het nie. Dit is presies die soort besonderheid wat 'n geskiedkundige nie hoef in te sluit as hy bloot propaganda wou skryf nie. Inteendeel, dit verhoog die geloofwaardigheid van sy verslag. Een van die kenmerke van betroubare geskiedskrywing is dat dit nie die swakhede van sy eie mense probeer wegsteek nie. Die skrif doen dit voortdurend. Noag word dronk, Abraham jok, Moses slaan die rots, Dawid pleeg egbreuk, Petrus verloon Joshua, Thomas twyfel, die disippels verstaan dikwels nie Joshua se woorde nie. En nou lees ons dat die gemeente aanvanklik nie vir Paulus vertrou het nie. Dit is eerlike geskiedskrywing. Die belangrike vraag, wie tree vir Paulus in? Hier kom ons by een van die belangrikste persone in die hele verhaal. Handelinge 9 vers 27 sê, maar Barnaba het hom geneem en na die apostels gebring. Hier verander die hele verloop van die geskiedenis. Lukas sê nie, Paulus het homself by die apostels ingepraat nie. Hy sê nie, Paulus het geëis dat hulle hom aanvaar nie. Hy sê, Barnabas neem hom, Barnabas bring hom, Barnabas getuig namens hom. Hierdie detail is van enorme betekenis, want nou verskuif die fokus weg van Paulus. Die vraag is nie meer, kan Paulus vertrou word nie? Die vraag word nou, waarom vertrou Barnabas hom? Wie was Barnabas? Om hierdie vraag te beantwoord, moet ons teruggaan na Handelinge 4. Daar lees ons in vers 36 as volg, en Josie, wie se bynaam onder die apostels Barnaba was, wat as dit vertaal word, beteken seun van vertroosting, 'n Lewiet van geboorte uit Siprus. Lukas vertel verder dat Barnabas sy grond verkoop en die opbrengs aan die apostels gee. Dit mag vir moderne lesers na 'n klein detail klink, maar Lukas plaas hierdie gebeurtenis doelbewus direk voor die verhaal van Ananias
en Safira in Handelinge 5. Waarom? Omdat hy Barnabas voorstel as 'n man van opregtheid, integriteit en geloof. Later beskryf Lukas hom weer in Handelinge 11 vers 24, want hy was 'n goeie man en vol van die afgesonderde gees en geloof, en 'n aansienlike skare is aan die meester toegebring. Hierdie beskrywing is merkwaardig. Lukas gebruik sulke woorde van baie min mense. Barnabas was dus nie bloot 'n vriend van Paulus nie. Hy was reeds lank voor Paulus se bekering een van die mees gerespekteerde manne in die gemeente. Hy geniet die vertroue van die apostels, hy geniet die vertroue van die gemeente, hy geniet die vertroue van Lukas. Waarom is Barnabas so belangrik? Hier ontstaan 'n logiese vraag. Indien Paulus werklik 'n bedrieër was, hoe het hy Barnabas mislei? Want die skrif sê nie dat Barnabas naïef was nie. Inteendeel, hy word beskryf as 'n goeie man, vol van die afgesonderde gees, vol van geloof. Hy was juis iemand wat geestelike onderskeiding moes hê. Nog belangriker, Barnabas het Paulus nie net een keer ontmoet en toe verdwyn nie. Hulle werk jare lank saam, hulle reis saam, hulle stig gemeentes saam, hulle beleef vervolging saam. Selfs toe hulle later oor Markus verskil, sien Handelinge 15 vers 36 tot 41, was die rusie nie oor Paulus se evangelie of apostelskap nie. Dit was oor 'n praktiese besluit rakende 'n medewerker. Hierdie detail word dikwels misgekyk. Selfs na jare se noue samewerking beskuldig Barnabas Paulus nooit van dwaalleer nie. Barnabas se getuienis. Handelinge 9 vers 27 vertel verder wat Barnabas aan die apostels verduidelik. Hy vertel hoe hy op die pad die meester gesien het. Hy vertel dat hy met hom gespreek het. Hy vertel en hoe hy in Damaskus vrymoedig in die naam van Yeshua gepreek het. Let op hoe volledig hierdie getuienis is. Barnabas sê nie bloot, gee hom 'n kans nie. Hy bied konkrete redes. Hy bevestig Paulus se ontmoeting met Yeshua. Hy bevestig Paulus se roeping. Hy bevestig Paulus se prediking en hy bevestig Paulus se moed. Hierdie is onafhanklike bevestiging. Die verhaal rus dus nie meer uitsluitlik op Paulus se eie woorde nie. Nou het ons Ananias, Barnabas en binnekort die apostels. Die eerste groot toets. Nou kom die oomblik waarop die anti-Paulus teorie eintlik getoets word. Wat doen die apostels? Indien Paulus werklik besig was om 'n ander evangelie te verkondig, is hierdie die ideale geleentheid om hom te stop. Hulle het die gesag, hulle het die ooggetuienis en hulle het die verantwoordelikheid. Wat gebeur? Handelinge 9 vers 28 sê, en hy het saam met hulle in en uitgegaan in Jerusalem. Hierdie kort sin spreek boekdele. Paulus word nie net geduld nie. Hy leef tussen hulle, hy beweeg saam met hulle, hy dien saam met hulle. Lukas gebruik taal wat gemeenskap en aanvaarding aandui. Daar is geen aanduiding dat Paulus as 'n buitestander behandel is nie. Het die apostels Paulus ondersoek? Hoewel Lukas nie elke gesprek beskryf nie, impliseer die teks sterk dat daar ondersoek plaasgevind het. Waarom? Omdat die disippels hom aanvanklik nie geglo het nie. Barnabas moes sy saak stel, die apostels moes besluit. Hierdie proses pas by die patroon wat ons elders in die Nuwe Testament sien. Vals leraars was nie sommer aanvaar nie. In Handelinge 8 word Simon die towenaar ernstig aangespreek. In Handelinge 5 word Ananias en Safira onmiddellik geoordeel.
In Openbaring 2 vers 2 prys Yeshua die gemeente van Efese omdat hulle die wat beweer hulle is apostels getoets en vals bevind het. Ons kom later by hierdie een, want dit is ook een wat gebruik word om te bewys dat Paulus sogenaamd 'n valse apostel was, maar meer daaroor later in hierdie reeks. Hierdie laaste teks is besonder betekenisvol. Yeshua prys nie die gemeente in Openbaring 2 vers 2 omdat hulle elke nuwe leraar aanvaar het nie. Hy prys hulle omdat hulle apostoliese aansprake ondersoek het. Waarom sou ons dan dink dat die oorspronklike apostels minder versigtig sou wees as die gemeente van Efese? Alles dui daarop dat Paulus se getuienis wel ondersoek was, en tog word hy aanvaar. Die stilte wat spreek. Hier is iets wat dikwels in historiese navorsing oor die hoof gesien word. Indien Paulus tydens hierdie besoek deur Petrus, Jakobus of Johannes verwerp was, waar lees ons daarvan? Nêrens. Inteendeel, die skrif vertel presies die teenoorgestelde. Daar is geen verslag van 'n openbare veroordeling, 'n dissiplinêre optrede, 'n waarskuwing aan die gemeentes of 'n brief waarin Paulus as vals verklaar word nie. Hierdie stilte is betekenisvol, veral omdat die Nuwe Testament glad nie huiwer om vals leraars by die naam aan te spreek wanneer dit nodig is nie. Ons lees van Simon die towenaar, ons lees van Elymas, ons lees van Hymenaeus, ons lees van Alexander, ons lees van Diotrefus, ons lees van die Nikolaïte. Waarom dan absolute stilte oor die sogenaamde grootste dwaalleraar van almal? Die eenvoudigste verklaring is die een wat die skrif self bied. Die apostels het Paulus nie as 'n valse apostel beskou nie. Tot op hierdie punt het die getuienis merkwaardig konsekwent gebly. Die Jerusalem gemeente was aanvanklik versigtig. Barnabas tree as betroubare getuie op en die apostels laat Paulus toe om saam met hulle te leef en te dien. Hierdie is nie die beeld van twee mededingende bewegings nie, maar van 'n gemeente wat ondersoek instel en daarna gemeenskap beoefen. In deel 3.2 kom ons by Galasiërs 2, waar ons die betekenis van die regterhand van gemeenskap deeglik gaan ondersoek. Ons sal ook die bewering toets dat daar twee verskillende evangelies was en aantoon waarom hierdie argument nie deur die teks self gedra word nie. Hierdie gedeelte vorm die hart van die debat en is waarskynlik die sterkste skriftuurlike weerlegging van die idee dat Paulus en die Jerusalem apostels uiteenlopende boodskappe verkondig het. Kyk gerus uit vir deel 3.2. Baie dankie vir die saamkyk. Geseënde dag vir elkeen. Selah.